In die nuus om 4, Gauteng se begroting is met 24 miljoen onderbestee. Die valke en die banksektor gaan die feesgety saamspan om transietrowers vas te trek. En Robert Mugabe bestempel die Britse premier as duiwels. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Die kantoor van die Gautengse premier, Nomvula Mokonyane, het 24,3 miljoen rand van die afgelope finansiële jaar se begroting van 217 miljoen rand nie bestee nie. Die DA se caucusleier Jack Bloom het in die Gautengse provinsiale wetgewer in Johannesburg gesê, dit is deels vanweë die hoë koers van vakante poste. Bloom sê die vertragings word veroorsaak deur die Departement van Staatsdiens en Administrasie wat dit moet goedkeur. Die premier se kantoor het slegs 62 van sy 93 beplande teikens bereik. Van die 340 poste is 107 vakant. Die valke in samewerking met die Suid-Afrikaanse Bank Transito Inligtingssentrum het 'n gesamentlike bedryfssentrum bekendgestel wat transito voertuie per satelliet gaan monitor. Die hoof van die valke, Anwar Dramat, het 'n misdaadvoorkomingsstrategie vir die komende feestyd in Pretoria bekend gemaak. Die voertuie van 4 kontant transito-maatskappye gaan gemonitor word en sal in direkte verbinding met die sentrum wees. Ligsteen sal ook ingespan word in die geval van poging tot roof of enige verdagte optrede. Dramat sê daar sal die feesgety skerp gefokus word op transito-rooftogte. Volgens syfers is daar 'n toename in die rooftogte in November, ondanks onlangse statistiek deur die polisie en dat daar die afgelope paar jaar 'n afname in die misdaad was. 'n Grootskaalse windturbinevervaardigersaanleg is in Tafelbaai geopen. isiVungu Wind Energy Converters sal windturbines aan onafhanklike kragverskaffers lewer. Die maatskappy se finansiële direkteur Thomas Schkal sê hulle gaan jaarliks 200 turbines bou wat elk 2,5 megawatt se elektrisiteit kan opwek. Hy sê dit is dubbel die grootte van die kapasiteit van die 1,3 megawatt turbines wat tans in die land gebruik word. Basically we have here the first large-scale wind turbine fully assembled and manufactured in South Africa. There's 60% local content involved. The remaining 40% in the initial phase are components which you need to import. With one of our turbine we can power 2,500 average households in South Africa. Die finansiële direkteur van isiVungu Wind Energy Converters, Thomas Schkal. Die Weskaapse minister van Ekonomiese Ontwikkeling, Alan Windey. Today is a very, very exciting day. It is the day that South Africa really moves in positively into the green energy space. And I think it's really pertinent that it's happening now, just before COP17. Die stad Kaapstad het 120 bykomende brandbestryders tot April maand in diens geneem ter voorbereiding van veldbrande wat die tyd van die jaar voorkom. Hoë temperature en 'n sterk suidooster dra meestal by tot wegholbrande in die Kaap en die binneland. 'n Woordvoerder van die brandweer, Theo Lyn, het 'n beroep op die publiek gedoen om verantwoordelik op te tree. Die bestuurder van die motor waarin oud-president Nelson Mandela se agterkleinkind, Zenani Mandela, verlede jaar in 'n motorongeluk dood is met 'n waarskuwing vrygelaat. Sizwe Mankazana staan in die Johannesburgse Landdroshof tereg op aanklagte van strafbare manslag. Zenani is in die ongeluk dood kort na die sokker wêreldbeker se openingskonsert in Soweto. Die saak is tot die 20ste Desember uitgestel, waar tydens 'n verhoordatum bepaal sal word. Niemand van die Mandela-familie was in die hof nie. Zimbabwe se president Robert Mugabe het die Britse eerste minister David Cameron as duiwels bestempel, omdat hy dit oorweeg om hulp van lande te weerhou wat nie gay huwelike steun nie. Cameron het aan die einde van die Statebondberaad in Oktober gesê, lande wat hulp van Brittanje ontvang, moet menseregte en ook gay regte respekteer. Mugabe het op die myndorp Shurugwi, suid van Harare, gepraat by 'n seremonie waar Anglo American 'n 10% aandeel in die platinummyn aan die plaaslike gemeenskap oorgedra het. Die ooreenkoms is deel van Anglo American se ooreenkoms om aan Mugabe se omstrede wet gehoor te gee wat vereis dat buitelandse maatskappye 'n 51% aandeel aan plaaslike swart mense moet oordra. Mugabe het maatskappye opdrag gegee om die land te verlaat indien hulle nie die wetgewing gehoorsaam nie. Die Suid-Afrikaanse wetenskaplike Sean Davidson is tot 5 maande huisarrest in Nieu-Seeland gevonnis vir sy betrokkenheid by die genadedood van sy siek ma. Dit is deur die Universiteit van die Wes-Kaap bevestig, waar Davidson 'n forensiese spesialis is. Die 50-jarige Davidson het beken dat hy in 2006 sy 85-jarige ma 'n drankie met morfine gegee het om te drink. Hy is aanvanklik van poging tot moord aangekla, maar die klagte is later versag tot selfmoord met bystand. Hy sal sy vonnis in Nieu-Seeland uitdien.
Ten slotte weer die hoofnuus. Die kantoor van die Gautengse premier het sowat 24 miljoen rand van die afgelope boekjaar se begroting van 217 miljoen rand nie bestee nie, grootliks vanweë 'n vertraging om vakante poste te vul. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Brenda Barlow-Steyn en Judith Libbe. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00 met die hooftrekke om 4:30.